Geliefdes, goeiemôre. Dis weer pastoor Abri Viljoen van die program Leef Jesus. Kom ons sluit net die oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend weer hier kan by mekaar kom, waar ons nou gaan leer wat die woord vir ons sê, hoe ons moet wees. En Vader, seën elke oor wat hoor, en laat hulle dit hoor en verstaan, laat hulle dit opneem, en begin leef soos wat U wil hê ons moet leef. Ons moet leef soos wat Jesus wil hê ons moet leef. Ons dankie daarvoor in Jesus naam, amen. Geliefdes, ons het laas keer ons bietjie begin met die woord uit Matteus 5 vers 48 wat sê, wees julle dan volmaak soos wat julle Vader in die hemel volmaak is. Nou ons het gekom by dit wat ons gesê dat die mense wil altyd hê, ons moet onsself verontskuldig deur te sê, ek is net 'n mens, ek kan nie volmaak wees nie. Maar toe het ons ook uitgekom na, hoe kan 'n mens volmaak wees? En ons het gekom op die dinges, ons kan volmaak in karakter wees. Ons kan nie leef sonder foute nie, maar ons kan probeer om so ver moontlik soos Christus te wees en soos hy te wil lewe. In steede van om net te sê, ek is net 'n mens, ek kan nie volmaak wees nie. Jy weet, ek kom tot die gevolgtrekking dat ons as mense wil te maklik onsself verontskuldig. Ons wil te maklik sê, ek kan nie dit nie, ek kan nie dit nie, ek kan nie dit nie. Maar het ons al gaan probeer om so te wees? Het enige van julle al probeer om volmaak te gaan lewe soos wat Jesus wil hê ons moet wees? Jy weet, as ons van volwassenheid afgaan dan, maar dit beteken dat daar nog altyd tyd is vir ruimte vir ontwikkeling. Met ander woorde, mense, al is ek hoe groot en hoe goed in my godsdiens en in my Christelike lewe, is daar nog altyd tyd vir verbetering. En is dit ook so dat ons so moet lewe, dat ons beter en beter word elke dag. Ons moet elke dag meer en meer word soos wat Jesus is, en ons moet lewe soos wat hy wil hê ons moet lewe. Ons moet ons daarvan weerhou om soos Christus te probeer wees nie. Ons moenie ons, jy weet, daarvan weerhou om soos hy te probeer wees nie. Hy roep sy disippels daartoe om uit te blink, om bokant die gemiddelde en middelmatige uit te styg, en in alle opsigte volwasse te word, soos wat hy is. Diegene wat daarna streef om volmaak te wees, sal eendag volmaak wees, net soos wat hy volmaak wees. 1 Johannes 3 vers 2 sê vir ons, dis eers in die lig van God se liefde, spesifiek sy liefde vir die vyande, dat die opdrag begin sin maak. Liefde vir die vyande is dan om iets van God se liefde vir vyande in jou optrede te wys. Hoe dit prakties geskied sal afhang van hoe vindingryk jy met hierdie liefde kan woeker. Dit is nie belangrik of jy sal volmaaktheid bereik nie. Kom ons sê vir onsself, ons sit om 'n tafel en ons sit te gesels. En skielik skuif die geselskap na een persoon toe. Dan begin ons daardie persoon bespreek. En op die uiteinde van die dag, dan is dit een groot geskinder. En ons maak die persoon sleg, of al sy foute lig ons uit. Dis nie wat Jesus Christus wil hê nie. Hy wil hê ons moet deur sy oë na mense kyk. En ons moet hulle sien soos wat hy hulle sien, nie soos wat ons hulle sien nie. Maar ons is te maklik en te vinnig om te beginne om vinger te wys na dinge wat nie so is nie. Matteus skets 'n pad van geregtigheid waarvan die maatstaf self God is. Dit is 'n pad wat 'n mens met oorgawe moet loop. Sommige sal dit verder as ander reg kry. Nogtans bly dit 'n liefdeseis vir elkeen, juis
as jy meer wil doen as die tollenaars en die heidene. Die Griekse woord teleos het ons gesê beteken volmaak volgens God se wette. Kan ons volmaak wees soos God se wette? Ja, ons kan as ons probeer. Maar soos ek vir julle gesê het, as ek gesê het ek is 'n Christen, dan beteken dit vir my ek is volmaak. Ek kan maar aangaan net soos dit ek is. En dan kom ek ook by die plek waar ek sê, maar ek is net 'n mens, ek kan nie volmaak wees nie. Ons as mense maak baie foute mense, maar ons moet strewe daarna om heeltemal sonder foute te wees en heeltemal volmaak te wees. Kom ons kyk wat 'n Christen moet wees. Hy moet gebroken in gees. Hy moet 'n las hê vir ander, hy moet nederig wees, hy moet honger wees vir die geregtigheid, hy moet genadig wees, suiwer van hart, wys, geduldig, vol liefde, hy moet hartlik en grasieus wees. Kan ons dit wees? Ja. Ek wil met julle net 'n bietjie deel vir hoe ek was toe ek Jesus Christus werklik ontmoet het. Ek het so gestrewe daarna om te wees as Jesus was, dat ek op 'n punt gekom het waar ek werklik kon gesê het, maar ek is volmaak, want Jesus is volmaak en God is volmaak. Ek meen, ek het gesit in my stilte tyd in die oggende, het ek 'n gesprek met God aangegaan, soos wat ons met enige ander mens sal aangaan. Ek het met hom gesit en gesels, en hy het my gewys op foute, en hy het my gesê, hoe moet ek maak om dit reg te stel? En dan het ek om vrae gevra en hy het my geantwoord op daardie vrae. En dit was fantasties geweest, want as God vir my gesê het, jy moet nou na daai plek toe gaan en want daai mense het jou nodig, en ek gaan soontoe, dan is dit so, dan het hulle my nodig gehad. Nou ek wil vir julle sê, dit is die volmaakte plek waar jy moet wees. Jy moet in daardie verhouding met God wees, 'n volmaakte liefdesverhouding. Maar daar het dinge in my lewe gebeur wat veroorsaak het dat ek dit verloor het. Ek het weer teruggeval na waar ek was. As gevolg van die feit dat ek toegelaat het dat iemand anderster my beïnvloed het. En ek is jammer daaroor, want ek het myself baie skade berokken daardeur. Hy sê ons moet die sout van die aarde wees en 'n lig wat skyn. Hy moet nie 'n hipokriet wees nie, moenie vol van selfsug wees nie, en moenie iets teen ander mense hou nie. Hy moet 'n vredemaker wees, vry van wêreldse luste, 'n familieman. Hy moet vol waarheid wees, hy moet bestand wees teen onregverdige behandeling. Mense, ons kan so maklik vir iemand sê, doen dit net 'n bietjie en ek wys vir jou wat maak ek met jou. Is dit reg? Nee, dit is nie reg nie. As 'n mens jou sleg sê of beskuldig en so aan, dan moet jy eintlik maar net hom mooi in die oë kyk en jy moet vir hom sê, die Here seën jou. Dan moet jy omdraai en wegstap. Jy moet nie kwaad met kwaad vergeld nie. En dit is ons mense, ons wat sê ons is mense, ons wat sê ons is Christene, dit is ons doodsteek daardie, waar jy te vinnig op jou perkie spring en dan val jy aan waar jy eintlik moet terugstaan en sê, die Here seën jou. Hoekom moet ons dit doen? Want as ek sê ek is 'n Christen, as ek sê ek is 'n kind van God, dan moet ek dit wys, en dan moet mense dit raak sien in my alledaagse lewe. Moet hulle dit raak sien. Hulle moet nie na my kyk en vir my sê, o, jy sê jy's 'n Christen, maar kyk hoe lewe jy, kyk wat doen jy. Dit moet glad nie gebeur nie. As 'n mens na jou kyk, dan moet hy Jesus in jou raak sien. En dit is waarna ons moet strewe, mense. Ons moet strewe om daar uit te kom. Wat as iemand na my kyk, dan moet hy vir my sê, ek kan sien, jy is 'n ware kind van God, en jy is werklik lief vir die Here. Waar begin ons met hierdie volmaaktheid?
Ons het verlede keer gesê, waar Jesus vir Nicodemus gesê het, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. As ek besluit, ek wil Jesus Christus aanneem as my saligmaker en verlosser, dan besluit ek ook, dat ek wil volmaaktheid bereik. En dan moet ek werk daarna toe. Dan moet ek regtig werk daarna toe. Nicodemus was 'n kerkleier gewees, en hy het nie geweet wat hy moet doen, om die koninkryk van God te bereik nie. Maar God het vir hom gesê, Nicodemus, jy moet geestelik weergebore word. Met ander woorde, jou gees moet vernuwe word. Jy moet nie 'n vleeslike mens meer wees nie, jy moet 'n geestelike mens wees. Om te loop en te leef in die gees, om effektief gebruik te maak van Christelike wapens, die wapenrusting van God en God se liefde. Dink baie mooi wat gebeur met wedergeboorte. Jy word 'n nuwe mens. Jy's weergebore deur die onverganklike saad van God in die koninkryk van God, gereinig deur die bloed van Jesus Christus. Want God het ons so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ons wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar dat ons die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld ingestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gereinig kan word. So Jesus het nie gekom om ons te oordeel nie. Nee, dis nie sy werk nie. Die Heilige Gees het gekom om ons te oordeel. En te laat glo wat jy besig is om sonde te doen en so aan. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie. Hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel. Mense, ek het nou die dag ook vir julle gesê, daar's een baie mooi vers in die Bybel wat vir ons eintlik 'n belofte is. 'n fantastiese belofte. Johannes 5 vers 24 waar hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Nou sê ons, Galasiërs 2 vers 20 sê vir ons, as ek saam met Christus gekruisig het, wanneer ek hom aangeneem het, dan leef ek nie meer nie, maar die lewe wat ek nou leef ek met Christus in my. Die lewe wat ek nou hier leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. En ek het vir julle ook gesê nou die dag, wanneer Christus in my leef, kan ek nie sê, ek is nie volmaak nie, want die volmaakte Christus leef in my. En wanneer hy in my leef, kan ek ook nie meer sê, ek is 'n sondaar nie, want dan sê ek eintlik direk dat Jesus Christus is 'n sondaar, omdat hy in my leef. Mense, dan moet ek begin besef wat ek sê, en ek moet oplet na wat ek sê, en ek moet dink voor ek 'n ding sê. Dis moet ek aanvaar, dat ek nou in my gedagtes sal moet aanpas by die feit dat Christus nou in my leef. Ek moet weet dat Christus is hier binne in my. Dit is nou sy tempel hier, hy leef hier. Ek kan nie meer sê ek is nie volmaak nie. Ek kan ook nie meer sê ek is 'n sondaar nie, want dan beledig ek die volmaakte Christus. As ek gaan lees in 1 Johannes 5 vers 18, dan sê hy vir my, ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom, en die duiwel kry geen hou vas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort, en ons behoort nie meer aan die duiwel nie. Juist daarom sal ek God nooit wil teleurstel nie, en daarom sal ek nooit weer wil sonde doen nie.
ek sal probeer strewe daarna om daardie volmaaktheid te bereik, waar ek dan lewe soos wat Jesus Christus wil hê ek moet lewe. Jy weet, as ons kyk na die storie van die ryk man, Matteus 19 vers 21, Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed, gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê, en kom hierheen en volg my. 2 Korintiërs 13 vers 11 sê, verder broeders, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eengesind, hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Hoor julle wat sê hy? Word volmaak. Nou dit is 'n disipel wat vir die ander disipel sê, word volmaak. En dan sê Filippus 3 vers 12, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is. In ander woorde, as ek aan Christus behoort, dan wil ek probeer om soos Christus te wees, en ek sal strewe daarna om volmaaktheid te probeer bereik. Ai tog, hierdie vliee wat so mislik is. Ekskuus mense. Nou, daarom gryp ek dit ook aan, en ek sal dit gryp en probeer om te lewe soos wat Jesus wil hê ek moet lewe. Dan sê Filippus 3 vers 15, laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. Sien julle wat sê die woord hier, mense? Hy sê, laat die mense wat alreeds volmaak is, se gesindheid so wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Met ander woorde, wanneer jy al daardie volmaaktheid bereik het en daar gebeur iets, dan gaan God jou waarsku, hy gaan jou wys daarop. En hy gaan vir jou sê, nee, dit is nie reg nie, jy moet dit en dit doen. Ek het dit ervaar, ek het dit beleef, en daarom kan ek praat daarvan. Hy sê in Kolossense 1 vers 28, hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Volmaak in Christus Jesus voor te stel. Is dit nie wonderlik wat hy vir ons sê? En jy weet, ek sê dit altyd vir mense, moenie jou Bybel gaan lees nie, gaan bestudeer jou Bybel. Want dan sal jy hierdie dinge weet. Hy sê hier in Kolossense 4 vers 12, Epafras, wat een van julle is, 'n diensknegt van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Mense, hoekom sê ons as mense, ek is net 'n mens, ek kan nie volmaak wees? Terwyl die Bybel vir ons wys op soveel plekke, dat ons eintlik volmaak moet wees, en dat daar alreeds mense is, wat daarna gestreef het, en wat dit bereik het. Hoekom wil ek dan sê, ek is net 'n mens, ek kan dit nie doen nie? As ek dit regtig wil doen, dan sal ek dit doen, maar as ek dit nie regtig wil doen nie, dan sal ek dit nie kan bereik nie. Hebreërs 2 vers 10 sê, want dit het hom behaag, of hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Om hulle saligheid deur lyde te volmaak. As jy Christus aangeneem het, dan sal hy jou lei tot daar by daai volmaaktheid, want hy het vir jou die opdrag gegee.
wees jy volmaak soos jou Vader in die hemel volmaak is. Hebreërs 5 vers 9 sê, nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van die ewige saligheid geword. Nadat hy volmaak is. Hebreërs 10 vers 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hebreërs 11 vers 10, omdat God ons iets beters vir ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Hebreërs 13 vers 21, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus aan wie hy werklik die heerlikheid toekom. Mense, ons lees hierso in hoeveel van hierdie verse, dat daar alreeds mense was wat volmaaktheid bereik het. Dus gesalfdes of geliefdes, as ons wat weergebore is, laat ons dan ophou om te sê, ek is net 'n mens, ek kan nie volmaak wees nie. Laat ek dan strewe daarna om volmaak te wees. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie woord weer kon bespreek het vanmôre, en dit is wonderlik om te kan sien hoeveel plekke in die woord daar vir ons geleer word. Daar is reeds mense wat volmaak is, en ons moet ook volmaak word. Daarom, Here, gee vir ons deur u Gees die leiding om dit te kan bereik. En dankie vir hierdie woord wat kon uitgaan vanmôre. Seën elke oor wat gehoor het, en laat hulle luister, Vader. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.